Goeiedag vriende, baie welkom vanoggend in die erediens en mag vanoggend se diens vir jou 'n besondere ontmoeting met die God van liefde wees. Ons gaan stil word aan die hand van 1 Korintiërs 13 wat vir ons die liefde beskryf. Ons het ook in die Bybel gelees dat God liefde is. So wanneer ons vandag die eienskappe van liefde oordink, kom ons dink daaraan dat dit ook God se eienskappe is. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Hy is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Hy handel nie onwelvoeglik nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Hy verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Hy bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat in sy liefdevolheid sy Seun vir ons gestuur het en wat vandag nog elke dag deur sy Gees in liefde by ons is. As die Here ons so gegroet het, kan ons dan geen ander lied sing, juis vanoggend, as God is liefde nie. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Het is waar met God is liefde, God is liefde, juig ons harte en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef.
kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons kan leef, ons kan leef. Vriende, die meeste van ons ken die verhaal in Lukas 15 baie goed, die gelykenis van die verlore seun. In baie Bybelvertalings is dit die opskrif, die gelykenis van die verlore seun. Maar Jesus vertel eintlik die gelykenis oor twee seuns. Twee seuns wat nie die hart van die Vader geken het en dus nie hulle eie posisie in die Vaderhuis verstaan het nie. Die opskrif van die gelykenis sou dus eerder moes lees, die gelykenis van die verlore seuns. Hierdie gelykenis bevat soveel kosbare openbaringe oor die Vader se hart vir sy kinders. As ook baie belangrik dat ons God se identiteit vir ons moet besef en ons roeping as sy kind moet verstaan. Ons gaan dan vandag lees die gelykenis van die verlore seuns, maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, ons sit vanoggend aan die voete om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, mag dit wees dat ons uit die verhaal van hierdie twee seuns iets leer oor wie U is en iets leer, Here, oor wie ons is, sodat ons U kan dien as U kinders in 'n liefdesverhouding. Spreek, Here, want U kinders wil vanoggend luister. Amen. Vriende, ons lees dan Lukas 15 van vers 11 af. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het hy daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense. Maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan.
en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, "U broer het teruggekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê die pa vir hom, "Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." Ons lees dan net tot sover. Nou vriende, Jesus begin in Lukas 15 vers 11 deur te sê, hy vertel die storie van 'n man met 2 seuns. En dan vertel hy van hierdie eerste situasie rakende die jongste seun. Hierdie seun het sy erfdeel gevra en die vader se huis verlaat. Waarna hy wye draaie in die hele wêreld gemaak het. Hy het alles opgemors, alles verloor, baie verkeerde keuses gemaak, tot hy homself op 'n plek gevind het, waar hy besef het, hy het geen ander uitkoms as om terug te gaan na sy vaderhuis toe nie. Hierdie seun sê vir homself in vers 18, dat hy moet terugkeer na sy vaderhuis toe, dat hy moet gaan erken dat hy gesondig het. Dan sien ons hoe dat Jesus in die gelykenis uitbeeld, dat die seun so desperaat was, dat hy bereid was om 'n slaaf te word in sy pa se huis, omdat hy soos 'n niks werd gevoel het. Hierdie seun staan op en keer terug huiswaarts met hierdie gevoelens en oortuigings van mislukking en minderwaardigheid in hom. Maar Jesus openbaar die Vader se hart in vers 20, deur uit te beeld hoe dat hierdie jongste verlore seun terugkeer en 'n vader vind wat hom met oop arms tegemoet hardloop, hom omhels en hom soen. Al hierdie liefde en verwelkoming vanaf die vader gebeur nog voordat die seun kon sê of verduidelik. Die vader se onvoorwaardelike liefde was die standaard en maatstaf van die vergifnis en die vryspraak. Nie die seun se terugkom nie, die vader se liefde en genade. En dit was onbegryplik vir hierdie seun. Die seun begin toe nog steeds verduidelik en verklaar dat hy nie meer werd is om 'n seun te wees nie, dat hy bereid is om 'n diensknegt in sy pa se huis te wees. Maar sy pa wil niks hiervan weet nie. Hy roep sy bediendes en gee hulle opdrag om vir hom 'n kleed te bring, 'n ring aan sy vingers, skoene aan sy voete. Hierdie jongste seun is die simbool van 'n seun wat nie geweet het of verstaan het wat sy posisie en sy identiteit as seun van die Vader was nie. Dis het hy gaan sondig en sy roeping en erfdeel geminag. Hy het hom buite die huis bevind, soos enige ander persoon wat nie deel het aan sy vaderhuis nie. Maar Jesus wys vir ons hoe die Vader die seun terug ontvang en sy identiteit en vrymoedigheid herstel.
Die kleed wat om hom gehang word, is 'n teken van geregtigheid of vryspraak. Die ring aan sy vinger is die simbool van autoriteit en posisie in die huis. Hy is sy pa se eie seun. In die skoene verteenwoordigheid vrymoedigheid. Vrygespreek, vrymoedig om te wees. Jesus gaan aan met die gelykenis en vertel hoe dat daar die vetgemaakte kalf geslag is en hoe hy dit laat voorberei sodat hulle kon fees vier, omdat die seun se posisie herstel is. Vriende, verstaan jy vanoggend die beeld van die Vader? Verstaan jy wat Jesus vir jou wou leer deur die prentjie oor God se Vaderhart? En besef jy vanoggend hoe lief hy sy kinders het? Vers 20 sê, toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien. Nou ek sien in my geestesoog hoe die Vader op die balkon van sy huis staan, sy hand oor sy oë hou om die sonstrale uit te keer sodat hy nog beter kan sien. En dan sien hy sy seun. Hy storm by die trappe af, by die huis se deur uit. Hy hardloop na sy seun toe en gryp hom vas, oorstelp van vreugde. Hy neem sy seun terug, onvoorwaardelik. Uit my studentejare uit onthou ek 'n lied. Die lied se naam is When God Ran. Ek sal die skakel ook vir julle saamstuur vanoggend, sodat jy daarna kan gaan luister. Die lied vertel die verhaal van 'n groot God. Ons almagtige, alomteenwoordige, onoorwinnelike God, wat vir niemand bang is nie en van niemand vlug nie. Maar daar was een keer in die geskiedenis wat hy gehardloop het. En dis die dag wat hy na my toe gehardloop het. Sy arms om my geslaan het en gesê het, my seun, jy's weer by die huis. Vriende, hierdie lied het vir my so mooi die Vaderhart beskryf. Want dan sê hy op 'n plek, my son, do you know I still love you? Die Vader se liefde het nooit vervlou nie. Dit was nog altyd daar. Vriende, as dit vanoggend jy is, as dit vir jou voel asof jy die Here teleurgestel het, dan kom verduidelik Jesus vanoggend vir jou aan die hand van die gelykenis dat daar niks is wat jy kan doen om God se liefde vir jou te stop nie. Hy het jou lief. Punt. Nou terwyl Jesus hierdie gelykenis vertel en die slegte mense, die tollenaars en die prostituie en die mense wat nie in die sinagoge geleef en gewerk het nie, waarskynlik aangedaan, nog trane uit hulle oë uitvee oor hierdie verhaal, draai Jesus na die fariseërs en die skrifgeleerdes. Die sogenaamde goeie mense. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het mos by die Here gebly, naby die Here gewees, en nou vertel hy die verhaal verder. Jesus vertel dat die vreugdevuur waarskynlik nog hoog gebrand het oor die pa se wegloopkind wat teruggekom het. Die musikante het begin speel en die luid en die partytjie het op dreef gekom. Toe kom die oudste seun by die huis. Waarskynlik was hy op die plaas besig om iets met die boerdery te doen. Hy was natuurlik verbaas oor die musiek en die feesviering. Hy roep die eerste beste plaaswerker wat daar is en vra hom wat aangaan. En die vertel hom toe
van die tuiskoms van die jonger broer en hoe bly sy pa daaroor was. Nadat hy dit hoor, dat die jongste broer terug is, wat so gaan opmors het en so gesondig het en hulle so in die steek gelaat het, was hy verskriklik kwaad. Hy was veral kwaad toe hy hoor hoe die vader opgetree het en die jonger broer terug ontvang het. Verskriklike woede het in hom opgestaan, sodat hy nie eers in die huis wou ingaan nie. Die vader het dus 2 verlore seuns gehad. Een buite die huis en die ander een binne die huis. Die ouer broer het nie in die vaderhuis aangebly, omdat hy sy pa lief gehad het en hy geniet het om dag na dag saam met sy pa te verkeer en te werk nie. Nee, dit was sy eie belang en sy erfporsie wat hom nog daar gehou het. As eersgeborene sou hy 2/3 van die boedel erf. Dat sy broer teruggekom het, was nou vir hom 'n ramp, want dit sou dalk beteken dat hy nou weer sy erfporsie moes kleiner maak. En dat sy broer weer gaan erf. Jesus vertel in vers 28 van die vader. En hoe die vader weer eens na buite toe gegaan het. Hierdie keer na sy oudste seun toe. Vriende, ek wil myself hier in die rede val. Kan julle sien dat dit nie die seuns is, maar dat die inisiatief van die vader afkom, dat die vader na die seun toe gaan en vir hom sê, my kind. Hierdie seun pak toe al sy frustrasie af en sê vir die pa, kyk, ek dien al so baie jare en het nooit 'n gebod oortree nie. En vir my het hy nog nooit 'n bokkie gegee om saam met my vriende vrolik te wees nie. Hierdie seun was so geweldig ontsteld, omdat hy al soveel jare getrou is en sy pa se wil doen en hard werk en nog nooit die voorreg geniet het soos die jongste seun gekry het nie. En as Jesus dit vertel, dan hoor mens eintlik hoe die vader al verbaas teenoor hierdie seun se slaafmentaliteit sou sê, my kind, alles wat aan my behoort mos aan jou ook. Jy moes net deel gewees het. Jy moes net in my vreugde en my rykdom deel. Jy's mos nie 'n slaaf nie. Jy's mos my eie bloedkind. Dus, die oudste seun is ook 'n simbool van 'n seun wat nie geweet het en verstaan het wat sy identiteit in sy vader se huis was nie. Hy was getrou en het nie soos die jongste seun gaan sondig nie. Maar die probleem was dat hy ook nie sy identiteit besef het nie en nog steeds soos 'n slaaf sy pa gelukkig probeer hou het. Wat het Jesus hiermee bedoel? Dit was 'n berisping vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat 'n fatsoenlike lewe gelei het, maar nie God se vaderhart verstaan het nie. Hulle harte was koud en hard. Hulle was aldag met godsdienstige dinge besig, net in die tempels en die sinagoges gewerk en dit besoek, mooi klere gedra, op die straathoeke gebid sodat hulle geëer sou word, tiendes gegee en met lang vroom gesigte rondgeloop. Terwyl hulle soos die ouer broer dag vir dag met allerhande werkies in God se huis besig was. Maar dit nie geniet het nie en nooit fees gevier het, omdat God soos hulle gedink het, hulle vader was nie. Hulle was dus net so, ja, selfs verder verlore, as die tollenaars en straatvroue en ander sondaars, wat na Jesus geluister het.
want hulle het nie besef dat hulle fouteer nie. Vriende, jy kan die voorbeeldigste, mees konsekwente lewe lei en steeds nie deel in die vreugde van God se liefde nie. Ek gaan kerk toe op 'n Sondag, want die Bybel sê, ek moet op die 7de dag rus. Wat in elk geval nie Sondag is nie, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek drink my nie dronk nie. Ek lieg en bedrieg nie. En ek loop nie heeldag en vloek nie. Hoekom word daar nie oor my 'n ophef gemaak nie? Ek doen mos Bybelstudie en bid. Al is dit party aande net vinnig voor ek aan die slaap raak. Maar darm, ek is heel jaar by elke liewe aktiwiteit op die kerkkalender betrokke. Hoekom word daar nie van my goeie dade melding gemaak nie? Maar vriende, as dit my benadering is, mis ek die punt. Hierdie is alles goed wat God saam met my wil doen en saam met my wil geniet, omdat hy my liefhet. Nie sodat ek dit soos 'n slaaf kan doen om sy goedkeuring te verkry en dat dit my vreugde dan sal gee nie. Jy onthou, Jesus het op 'n ander keer in Johannes 10 gesê, ek het gekom sodat hulle 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, het hy daardeur vir my die lewe gebring. Lewe in oorvloed. Ewige lewe. Lewe vir die teenwoordige tyd hier op aarde, sowel as vir die hiernamaals. Die dag toe ek Jesus as my verlosser aanvaar het ek daardie lewe my eie gemaak. Ek hoef nie nog daarvoor te vra nie. Ek het dit. Die dag toe jy vir Jesus ja gesê het jy dit gekry. En tog loop ons dag vir dag asof die wêreld op ons skouers rus. Asof ons nie God se kinders is nie. Asof God nie van ons struggles bewus is nie. En hinker ons na die ewige lewe eendag waar dit sal beter gaan. Vriende, ek het die ewige lewe. Ek het dit. Ek hoef nie nog daarvoor te vra nie. Die dag toe ek vir Jesus ja gesê het ek dit gekry. Ek het dit. Lewe daaruit. Met hierdie gelykenis sien ons dat nie een van die twee seuns die Vader se hart van liefde of hulle identiteit verstaan het nie. En hoe dat Jesus hierdie verborgenheid probeer verduidelik. Wat 'n besonderse mooi openbaring van God se liefde, sy hart vir sy kinders, vir elkeen van ons. 'n Vader wat eerste hardloop, eerste uitgaan om ons te soek. Dalk bevind jy jouself vandag in die skoene van een van hierdie twee seuns. En is hierdie openbaring vir jou 'n uitnodiging om terug te keer? Of soos die jonger seun wat wye draaie geloop het en terugkom ouerhuis toe. Of soos met die ouer seun, 'n uitnodiging om te besef dat jy soveel meer as 'n dienaar van God is, dat jy sy kind is, dat hy jou liefhet en dat sy geliefde vir jou genoeg is. Binne in die Vader se huis kan elkeen van die twee seuns en elkeen van ons, elke seun en dogter, ons posisie inneem en ten volle God se liefde geniet. Weet vandag opnuut dat in Christus jy 'n erfgenaam geword het van jou hemelse Vader.
Ons lees dit in Romeine 8 vers 16 en 17. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is God se kind, ek is sy erfgenaam. My gebed is dat elkeen van ons hierdie openbaring sal ontvang en begryp. Dat God se liefde nie vergaan nie. Dat niks wat ek kan doen, God se liefde vir my kan minder maak nie. In Efesiërs 1 vers 18 bid Paulus vir die Efesiërs en dan sê hy, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Vriende, die erfenis is daar, en God het dit vir ons beloof, die ewige lewe saam met hom. Sien uit daarna, maar onthou dat jy reeds die lewe het, en daaruit kan leef elke dag. Dit is vanoggend waarom ek hierdie gelykenis met julle gedeel het. Gaan lees dit weer. Lees dit soos 'n nuusberig wat jy vir die eerste keer hoor. Raak weer opgewonde oor die Vader se liefde vir jou. Of jy die een is wat hom verlaat het, en deur sy allesomvattende liefde en genade teruggeneem is, en herstel is in jou kindskap, en of jy nog altyd soos 'n goeie en getroue slaaf saam met hom gewerk het, en nie besef het dat jy sy kind is nie. Leef van vandag af, uit die oorvloed lewe en liefde, wat God, die liefdevolle Vader, vir jou deur sy Seun Jesus kom gee het. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat ons vanoggend 'n klein kykie in die Vaderhart kon kry. Dankie, Here, dat U liefde vir ons kom bevestig. En Vader, ek bid vir elkeen wat voel dat hy of sy ver van die Vaderhuis af is. Here, ek bid dat elkeen van hulle sal besef dat U spreekwoordelik op die balkon staan en kyk en wag dat hulle sal terugkom. Here, en dat U ons onvoorwaardelik terugvat wanneer ons terugdraai na U toe. Here, maar ek bid ook dat U in harte sal werk van elkeen wat voel dat hy eintlik okay is, want ons doen eintlik die regte goed. Maar Here, dat ons dit doen sonder vreugde, omdat ons nie besef dat U ons lief het as U eie kinders nie. Dankie Here dat U liefde nooit ophou nie. Dankie Here dat U liefde groter is as wat ons kan besef. En ek bid Here dat U vir ons sal help om elke dag in alles wat ons doen te lewe uit hierdie liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons kan nie 'n ander lied sing vanoggend as Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. Kom ons sing dit lekker saam. Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Vriende, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in die liefde. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen. Vriende, 'n mooi dag vir jou.